bonatuurlike vlak. Here, dat ons net kan ervaar hoe groot en hoe goed U is. Vanmôre is my hart. Kom skep, Here. Here, nie terughou nie. Maar kom skep vanmôre in elkeen van ons. Dit wat U plan vir ons lewe is. Voor ons naar die woord toe gaan, wil ons net so sê van ons wat dit sal. Ewig. Here, ewig groot en getrou is U. Die skrif sê van ewigheid tot ewigheid is U, God, lofwaardig tot in ewigheid. Here, en vanmôre kom ons net in die teenwoordigheid. Ons kom net 'n stukkie van die Shekinah glorie ervaar, Here, terwyl die Gees in beweeg en terwyl ons ervaar hoe dit so op ons vel tintel, Here, en in ons harte daar 'n beroering kom vanmôre, Here, net om U te kan eer, net om U te kan lofprys, Here, en ons lofoffer, Here, ons beweeg offer, Here, voor U, Here, net aanneemlik sal wees. Kom sê vanmôre die woord, Here. U die woord gegee. En my hart is môre, kom sê die woord wat U vir ons wil gee. Berg my agter die kruis. Sal vir my lippe met die koolvuur van die altaar, Here. En soos koning Salomo, koning Dawid uitgeroep het, onttrek, Here, onttrek U Gees nooit van ons af nie. Dat die Salmo sal weer beweeg, Here, elke man en vrou wat môre in hierdie gebou sal raak, Here, op 'n bonatuurlike wyse. Kom sien ons dank is ons gebed in Jesus naam. Amen. Pastor J.J. Moya, op hierdie microfoon, weet nie vir my nie, dat die bas net so 'n bietjie afbring nie. As dit moontlik is, daar klink en baie duisend dankies. Terwyl Pastor Herman my gevra het om die woord te bedien en die dag toe ek met hom in gesprek was, die sê kom die Here het my 'n woord gegee. En ek loop al 3 weke met hierdie woord in my hart rond en dit brand en dit stir my hart die hele tyd oor die gedagte wat die Here vir ons gegee het. Donderdagoggend, Vrydagoggend word ek wakker en ek is besig om te bedien. Ek lê so lekker rustig in my bed en ek word wakker en ek is besig om te bedien die woord. Eindelik voor dit het ek hierdie oggend wakker geword en ek bedien hierdie woord, maar ek bedien hierdie woord in Kleinsie. En die gemeente wat voor my is die gemeente in Kleinsie. En ek bedien hierdie woord in Kleinsie en die Here sê vandag is. En ek sit en ek donderdag en Vrydagoggend vroeg in die oggendure brand hierdie woord in my, Saterdagoggend vroeg in die ure brand hierdie woord in my, vanoggend vroeg toe ek by die Here besig raak en kom hierdie woord en hy kom stir my weer in my hart. En as ek hierdie woorde 'n titel kan gee is, en ek sluit nie die vrouens uit nie, net een man kan 'n verskil maak. Ja. Net een persoon kan 'n verskil maak. En die Here vat my na 1 Samuel 17 toe. En dit klink so iets. En hierdie, as ek net 'n bietjie inligting kan gee rondom die woord hierso en Israel is 'n oorlog met die Filistyne. En dis presies wat nou heiliglik in Suid-Afrika gebeur. Hoor my hart vanmôre, dis presies wat vanoggend in Suid-Afrika gebeur met al hierdie onbesnede Filistyne wat inkom en hulle manoeuvres kom hou hierso en kom probeer om 'n magsvertoning
te skep. Terwyl hulle nie rekenskap gehou het met die God van Abraham, Isak en Jakob nie. Amen. Oor wie se naam, oor wie se naam, oor ons wie se naam uitgeroep is. En hoor gou hier wat sê hy, so, maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en 'n spies en met 'n lans. Maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Ja. Vers 46, vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem, en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Hoor jy so wat sê in vers 48, in vers 47, en vers 48 sê, toe het die Filistyne hom klaar gemaak, en alweer nader gekom om Dawid te ontmoet, loop Dawid gou na die vegtery. Hierdie man was 'n man met purpose, hierdie man was 'n man wat doelgerig gestap het. In die teenwoordigheid van die Here van die leerskare. Sonder om bang te wees. Hoor mooi, sonder om bang te wees, loop hy gou na die vegtery om die Filistyn te ontmoet. Vir soveel male in die kerkwêreld, en ek het dit nou 'n paar plekke gesien, is dit wanneer daar iets gebeur in die kerk, dan is almal op hulle agterhoede en almal is op die beskerming en God het helde nodig, dapper held. Ek het jare terug 'n boodskap gepreek. God het jou nodig, dapper held, en die een man kan 'n verskil maak. En hy verslaan vir Goliat, en hy kap sy kop af, en hy vat sy kop, en hy gaan vat hom na die tempel toe, en al die geskiedenis het. Hoor wat sê hy hierso? In 1 Kronieke 20, vers 4. Hoor, die duiwel gaan jou nie los nie. Luister mooi vir my. Jy wat onder die bloed van Jesus Christus is, die duiwel gaan jou nie los nie, hy gaan jou vir 'n tyd los, maar dan gaan hy weer terugkom na jou toe, om jou weer te kom toets, om te sien of jy standvastig is. Hoor wat sê hy daarna, vers 4, 1 Kronieke 20, vers 4, en daarna het daar by Geser oorlog ontstaan met die Filistyne. Hoor mooi, daarna het daar oorlog ontstaan met die Filistyne. Toe het Sebegia, die Husatiet, Sepia uit die kinders van die Rafaïte verslaan, sodat hulle onderworpe geraak het. En daar was weer oorlog. So jou stryd is nie eenmaal geveg en dis nou verby en nou is dit happy-go-lucky en nou gaan ek hemel toe, ek is op my rocking chair en nou gaan ek hemel toe nie. Nee, ek het dit nodig om te. Jou geveg is nie verby nie, jou geveg is tot die einde. Maar hoor wat hy sê, daar was weer oorlog met die Filistyne. En die seun van Jaar, die Lagmi, die broer van Goliat, die Getiet, wie se spies steel soos 'n wewersbalk was. Hoor mooi, hierdie manne was nie klein nie, hierdie manne was groot gedigte, oorlogshelde, uit die verkeerde kamp uit. En dan sê hy so vers 7, hy sê nie, en hy het Israel uitgedaag, maar Jonathan, die seun van Simea, die broer van Dawid, het hom verslaan. Hoor mooi, die broer van Dawid. Jy sien, Dawid het 'n voorbeeld gestel. Toe hy opgetrek het en Goliat verslaan het. En dis waar die kerk vandag moet wees. Hoor mooi, dis waar die kerk vandag moet wees. Om op te trek en vinnig na die oorlogsveld toe te gaan. Om die vyand te gaan aanvat. Op sy gebied. Nie op my gebied nie, want my gebied is oorwinningsgrond. Op sy gebied moet ek hom gaan aanvat. Want die skrif sê, en die Here het vir Israel gesê, elke tree wat jy neersit, elke plek wat jy jou voet
sit, sal ek aan jou as eiendom gee. Hoor die woord. Hy modelleer op dit wat Dawid gedoen het. Ek het die dag met my sister in 'n gesprek gehad oor modulasie. Net wil ek sê, kind modelleer 95% wat hy van in sy ouerhuis sien. Wat daar gebeur, modelleer 'n kind. 5% doen hy op eie inisiatief. So daai 5% wat hy op eie inisiatief bepaal sy voetstappe vir die volgende 60, 80 jaar, hoe lank hy ook al gespaar gaan wees. Het sy, of dit goed of sleg is. En hier kom die woord van die Here nou en die Here begin my deel in Jesaja en dit is so maklik om te sê, ek is kind van die Here. Maar hoor wat sê Jesaja hier so in Jesaja 6 vers 8. Daar hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Ja. Toe antwoord ek, hier is ek, Here, stuur my. En so baie maal kom ons in 'n situasie wat die oorlog so erg raak dat jy voel, Here, ek is nie net verlore in die oorlog nie, ek is verlore in myself. En jy begin jouself doubt op 'n stadium, kom jy op 'n stel, op in jou lewe wat jy voel, Here, is dit ek? Is dit wie U sê ek is? Jy sien, en dis die grootste oorlogveld in 'n man se lewe is, wanneer jy begin twyfel in jou eie vermoë. Jy sien, toe Goliat vir Dawid aanvat en hy kom op 'n punt en hy sê, ek daag julle uit in die slagorders van God. Sê die skrif nie, Dawid, gou. Nou ek wil jou vanmôre challenge, ek wil jou vanmôre stir in jou hart, dat wanneer dit gebeur, dat jy in 'n situasie kom, dat jy gou sal intree, onder die krag, die samereënsie van die Heilige Gees, gou sal intree en sê, Here, hier is ek nou, ek is gereed. Maar onttrek die Gees nooit van my af nie. Here, maak nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak hoeveel keer ek val nie, Here, onttrek die Gees nooit van my af nie. En ek lees in die stuk van Jesaja en hoe die Here hom opgetel het en hom gevat het, en terwyl hy in vers 4 sê, toe die Here met hulle begin deel, sê, Here, ek is 'n mens onrein van lippe, wat woon onder 'n volk wat onrein is van hart. En in die 2 verse verder sê hy, hier is ek. Wat gebeur? Wat gebeur in daai 5de sin, of daai 5de vers van Jesaja 6, en hoe hierdie man tot 'n besef gekom het, dat een man, een vrou, kan 'n verskil maak vir die koninkryk van die hemele. Moenie staan en wag. Moenie staan en wag vir iemand anders om jou in jou kolder te gryp en te sê, kom nader nie. Kom modelleer vanmôre wat koning Dawid gedoen het, want toe die oorlog daar is, het hy gou gehardloop en hy het 'n voorbeeld gestel. Hoor wat sê hy so in Lukas 7:19. En Johannes het 'n sekere 2 van sy disippels geneem, na hom geroep en hulle na Jesus gestuur en gesê, is U die een wat sou kom? Is U die een wat sou kom? Of moet ons 'n ander een verwag? En dan kom hy in die 5de gedeelte. Lukas 18. Of Lukas 4 vers 18 en 19, hy sê, die Gees van die Here is op my. Hoor mooi. Hy het gemodelleer van dit wat hy gesien het, hy het gemodelleer van dit wat met hom gebeur het. En Jesaja skryf, hy sê, die Gees van die Here
is op my. Hierdie selfe man kom en hy maak 'n verskil in duisende se lewe. Vanmôre wil ek jou oproep, vanmôre wil ek jou roep tot die oorlogsveld. Vanmôre wil ek jou roep en sê, jy kan 'n verskil maak. Ek kan 'n verskil maak. Hoe staan my saak? Wat dryf my vanmôre? Hoe kan ek vanmôre instaan en intree en gou na die oorlogsveld te gaan? Yes. Want jy sien, die Here soek iemand wat 'n verskil kan maak. En dis ook so dankbaar as dit is vanmôre. Want die Here soek jou om 'n verskil te maak, pastoor. Die Here soek jou om 'n verskil te maak. Die Here soek jou om 'n verskil te maak. As jy op die plek is. En as jy nie op die plek is nie, sê die Here, ek sal jou vat en jou sit op die plek waar jy kan wees om vir my 'n verskil te maak. Ek gaan net nou, as ons hier klaar is, gaan ek net nou met ek ry om mense te gaan doop in die naam van die Here Jesus Christus. En ek moet Roletta Park toe ry. En dis 2 jong kinders. En dis wat my hart so opgewonde maak vanmôre. Hulle het 'n pastoor op 'n ander plek gebel en hy het my gebel dat ek met hierdie ou kontak maak. God weet waar jy is, wanneer jy waar is en hoekom jy daar is. Want jy sien, jy's daar om 'n verskil te maak. Jy's daar om die koninkryk van God uit te bring. Jy's daar om die visie van dit wat God in jou hart gesit het op te tel en te proklameer. Hoor wat sê hy hierso? Hy sê die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie na ouens te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, om gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, en om die wat gebroke is in vryheid weg te stuur en die aangename jaar van die Here aan te kondig. Hoor wat sê hy in Jesaja 61. Jy sien toe die Here kom en al die mense is daar in die tempel besig en hy maak die boekrol oop. Toe val hy op Jesaja 61. Nie net vir geluk nie, maar met 'n doel om te kan uitkom en te kan sê, ek is hier, dieselfde God wat in Genesis 1 vers 4 gesê het, Bereshit, dieselfde God wat in Genesis 1 gesê het, hy kom om die waters te swewe en hy kom om te sê, laat daar lig wees. Dit is dieselfde God wat hier praat en sê, lees hy die boekrol, sê die gees van die Here is op my. Vanmôre wil ek jou stir in jou hart. Vanmôre wil ek jy met jou hart oopmaak en sê, Here, ek is daai een wat gekom het om 'n verskil te maak. Here, ek is vanmôre daai een wat in hierdie plek is om 'n verskil te maak. Nie net hier nie, maar oral waar ek gaan, daar maak my voete neersit. Here, dat die gees van die Here van Jesaja 61, wat Jesaja 61 van praat. Hoor gou wat hy sê die gees van die Here is op my omdat hy my gesalf het. Vanmôre is jy nie net hier om toehoorder te wees nie. Vanmôre is jy hier om as gesalfde op te staan en uit te tree en in die oorlogsveld in te beweeg en te sê, ek is hier, I am ready. You only need one man to make a change. Here, laat ek daai man wees vanmôre. Ek wil jy moet in jou hart sê, jy moet dit proklameer. Here, laat ek daai man wees. Here, laat ek daai vrou wees wat gekom het om te ontvang, om 'n verskil te maak. Dryf my Here, dra my Here, dat ek sal kom op die plek, as jy nog nie op die plek is nie, waar ek 'n verskil in iemand anders se lewe kan maak. Jy het nie nodig om al hierdie kennis en pag te hê nie. But you need to have a heart for God. Jy het nodig om 'n hart te hê wat 'n las dra vir die siel daar buite wat verlore gaan. Amen. En elkeen van ons hier kan 'n verskil maak. Hy sê, omdat die Here my gesalf het om die blye boodskap te verkondig. Nou
vanmôre as jy hier en jy sê, jy dink miskien in jou hart, jy voel, Here, is dit moontlik? Hoor wat sê hy? Kolossense 1:27, Christ in me. Hoor mooi. Christ in me. As jy gedoop is in Jesus naam, en jy is gevul met die Heilige Gees, dan kom Kolossense 1:27 en hy word 'n realiteit in jou lewe. En ek wil jou aanmoedig vanmôre, as jy nog nie gedoop is in Jesus naam nie, as jy nog sukkel met die werklikheid van wie God werklik is, wil ek jou vanmôre stir in jou hart. Beproef dit. Kom vanmôre op 'n plek wat jy sê, ek wil. Want as jy sê ek wil, kan God jou gebruik net daar waar jy is. Hoor mooi vanmôre, as jy sê ek wil, Here, ek het 'n smagting in my hart. Sê God, ek kan jou gebruik. Toe die Here met Jesaja praat, hy sê, wie sal ek stuur, wie sal vir my gaan? En Jesaja het nodig gehad om introspeksie te doen en sê vir die Here, ek is onrein. Die Here sê, ek maak jou skoon. Ek maak jou skoon. Waar jy is, maak ek jou skoon, sodat jy 'n instrument kan wees. En hy sê, stuur my. Here, stuur my, maak my, stuur my. Net waar ek is, vat my, skud my uit, maak my skoon en stuur my. Only one man can make a change. En hierdie selfe God, hoor mooi, hierdie selfe God wat in Genesis 1 sy gees op die waters gesweef het, is die selfe God wat aan die kruis van Golgotha uitgeroep het. Absoluut. Dit is volbring. My hart vanmôre is dat hierdie selfe God kom manifesteer in ons lewe, kom modelleer, of kom ons laat modelleer van dit wat hy vir ons kom leer het. Om aan te kondig die jubeljaar, die genadejaar van God, want ek glo in my hart, hierdie jaar is 'n spesiale jaar ten opsigte van alles wat in hierdie wêreld gebeur en alles wat nou gebeur. Glo dat hierdie jaar gaan vir ons as kinders van die Here 'n rooi letter jaar wees. Dit gaan 'n spesiale jaar wees. Dit gaan 'n jaar wees van die aankondiging van die jubeljaar van die Here. Terwyl die wêreld daar buite besig is met al hulle gemors en al hulle goed wat hulle probeer. Sê die Here, ek gaan jou uithaal, ek gaan jou uittrek en ek gaan jou 'n pilaar maak. Ek gaan jou 'n lamp maak wat op 'n berg staan, wat nie weggesteek kan word nie. Hoor mooi vanmôre. Jy kan 'n verskil maak. Ek kan 'n verskil maak. Ons is in die vermoë. We are in the soul winning business of God. Hy het ons uitgeroep en uitgetrek en ons gesalf en ons geseën en ons skoon gemaak en ons gestuur met 'n boodskap dat hierdie God nog nooit verander het. Nou is gister, vandag en tot in alle ewigheid is hy dieselfde onveranderlike, onbeweeglik. Job 23:13 sê, want hy bly onveranderlik. En wie sal hom kan teëgaan? Nou dan wil ek jou sommer net gaan vinnig vat. Nou Psalm 2 toe. Hoor mooi. Jy sê die wêreld voel en beweeg en dan sê die skrif, hy, nie hulle nie, hy wat in die hemel woon, lag, die Here spot met jou. Hoekom? Want hulle wil uitgaan om te kan kyk of hulle die gesalfdes van die Here kan skade aanrig. Come on, ja. Dan kom Psalm 91, as ek sal jou toemaak. As ek jou toemaak op een pad, sal hulle na jou toe kom, op 7 paai sal hulle vir jou wegvlug. Hierdie selfe God is die een man wat gesê het, ek kan. Ek sal myself ontledig en ek sal mens word en ek sal onder hulle kom wandel, om aan hulle die blye boodskap te verkondig. Hierdie selfe Jesus Christus, wat nog nooit
verander het nie. Oorgegooi so wat sê in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat. Man, you've got it. Jy het dit om 'n verskil in iemand se lewe te kan maak. Ek is tot alles in staat. Deur Christus wat my die krag gee. Vanmôre wil ek jou kom challenge in jou hart en sê, jy kan nie terugsit nie. As jy hierdie boodskap vanmôre geluister het en jy jouself jou eie dom gemaak, kan jy nie terugsit en sê ek wag vir iemand anders nie. Amen. Ja. Dis myne. Amen. En wanneer die vyand, wanneer Goliat op die gevegterrein kom, dan gaan ek gou om hom tegemoet te gaan. Ek gaan nie wag vir hom om in my gebied te kom nie. Ek gaan in sy waters ingaan, ek gaan in sy grondgebied ingaan en ek gaan hom daar verslaan. Gou, ja, amen. Sodat hy geen houvas op my kan kry. Ek wil jou speel, as jy vanmôre hierdie boodskap geluister het, dan wil ek jy moet nou agter my aan sê, ek kan 'n verskil maak. Ek kan 'n verskil Ek maak. kan 'n verskil maak. Ek kan. Maak nie saak wat my omstandighede is, maak nie saak wat my tekortkom is. Ek kan in iemand se lewe kan ek 'n verskil maak. Amen. Amen. Hebreërs 11. Amen. Hebreërs 11 sê, elkeen van hierdie helde, Noag, Abraham. God nie gesien, maar God vertrou en daardeur is daar 8 siele gered. Deur water heen, so red die doop. Hoor mooi, so red die doop jou ook dan nou vandag. Jy kan 'n verskil maak. Hoor nie, jy kan 'n verskil maak. Maak nie saak waar jy is nie. My suster, jy kan 'n verskil maak, verstaan jy? Jy kan 'n verskil maak. Yes, halleluja. Ons is in die vermoë. Ons is in die modulasie besigheid van God. Yes. Nie in onsself nie, nie in my eie krag nie. Maar in dit wat ek gesien het, wat die Here doen. Ek is 'n naamhanger van Jesus Christus. Want as hy sê, Ja. op die siek is, kan jy die hande lê en hulle sal gesond word. Dan wil ek dit doen. Want ek is 'n naamhanger van God. Ek is nie net 'n naamhanger nie, ek is uitgesoek. Ek is I am blessed and I am man, ek is 'n gesalfde van die Here. Amen. En dis is hoekom dit vir my moontlik is om vanmôre hier te kan staan en sê, jy kan 'n verskil maak. Jy kan modelleer dit wat God in jou lewe ingebring het. En jy het nie nodig om skaam te wees. Wat sê Romeine 1? Wat sê Romeine 1? Hy sê ek skaam my nie vir die evangelie van Yes, Christus. prys die Here. Want dit is 'n krag van God tot redding. Eerste power. Ja. Eerste vir my. En dan vir almal met wie ek in aanraking kom. Amen. So van die oproep vanmôre. Moenie terugsit nie. Ons kan hierdie kerk volmaak. Hoor mooi, ons kan hierdie kerk volmaak met die getuienis van ons woord, met die woord van ons getuienis. Kan ons hierdie kerk volmaak, kan ons 'n magtige beweging hier begin vir Christus Jesus. Ek wil jou uitnooi vanmôre. As jy voel die Here het met my gepraat. Die Here het met my gepraat. Wil ek jou uitnooi vanmôre. Moenie stil sit nie. Moenie stil sit nie. Besit so dit op ons speel vir ons. Moenie wag dat iemand jou uitnooi nie. Jy moet gou hardloop. Gou hardloop. Om die vyand wat gekom het om jou te verslaan. En vir hom die woord te gee. So spreek die Here. Ek gaan oorgee aan pastoor Herman. As jy dit nie nodig wil nie. God is goed. Dankie pastoor. Jesaja 6 vers 1. In die sterfjaar van koning Josia het ek die Here gesien sit verhewe op sy troon
en sy some van die tempel. Ek wil het vir jou verduidelik, want ek dink 'n paar ouens het nie besef of verstaan in die laaste paar weke, maande, die patroon wat God besig is om te vestig hoe hy dit wil doen nie. Jy kom vanmôre met hierdie woord, 'n challenge. God soek 'n man. Hy soek 'n vrou. Hoor mooi. Ek wou dit sê, toe sê ek vir julle wat 'n bevestiging vir volgende Sondag. En jy gaan verstaan as ek die skrif lees. Maar hier is dit. Nie volgende Sondag nie, wat jy nou gesê. En sy some van die tempel. Kan iemand my verduidelik wat dit beteken? In die antieke Joodse tyd, elke keer wanneer 'n koning uitgegaan het en oorlog gevoer het, en hy 'n koninkryk oorwin het hy van daai koning 'n stuk van sy toga, ondering, het hy 'n stuk afgesny en dan aan sy eie kleed gewerk. En soos wat hy die koninkryke oorwin, het hy daardie koning sy soom afgesny en aan sy eie gewerk. Die koning van die eeuwe het elke koninkryk oorwin op Golgotha. En hy het elke koninkryk wat hy oorwin het, sy koning sy soom afgesny en aan sy eie gewerk, en dit wil ons tempel, hierdie tempel, nie hierdie gebou nie, hierdie tempel, sodat ek en jy verstaan, ons het klaar die oorwinning met die werke van duisternis en van Satan, sodat ek en jy kan uitgaan en die siele gaan vertel, jy is 'n oorwinnaar. God het jou lief, hy het jou siel gered op Golgotha. Ons koning het klaar oorwin. Ons moet net in daai oorwinning stap en wandel. Ek weet nie wat is jou uitdaging vanmôre. Ek weet ons almal sit met geweldige uitdagings op hierdie oomblik. Ek weet dit. Goliat wat voor ons staan. Ek het gehoor toe Pastor JJ vanmôre jy op die speaker sit te vertel die uitdagings wat hulle het. Hy sê my vrou vra haar hoe voel dit? Julle bly hier. Hoe weet jy as die krag al in die weerkant? As die krag meer af as dit anders. Hoe voel dit om kos wat oorbly, ons bly kos voor om 2 of 3 dae daarna te eet? So nou kan spaar. Maar daar is nie oorvloed nie. En hoe dit voel om daai asgat te loop en gaan kos te gaan weggooi wat afgegaan het as gevolg van die krag wat af. Ons weet wat die uitdaging is. Ons weet wat dit is om die diepvries skoon te maak en af te sit, maar daar is niks, maar weet wat? Daai some, wat ek in jou tyd in vanmôre, hang aan die soom van die koning van die eeuwe. En hy wil vanmôre vir ek en jou verklaar, ek is die El Shaddai, ek is die algenoegsaambare God, ek is die God wat met jou is. Gaan dan met dapper held dit, en gaan maak het verskil. Al beteken dit ons met pas en bid vir 'n paar dae, totdat ons weer eet, dan doen ons dit met blydskap, want ons weet dat hierdie God, hierdie tydelike verdrukking, bewerk 'n oorvloedige seën van God wat kom. Dis ek net, jy wil ek betek voor af gemaak. Jy bedien, so jy gaan op elkeen ander leef van God. So, ek wil vra dat almal hier kom staan. Jy het uitdagings vanmôre. Dit is nie altyd maklik
om 24 uur uit 24 uur in kontak met God te bly. Want dit kos 'n prys. My bediening het hier baie gegaan, waar ek beskiklik, so die rede kan ek maar voor sê wil, ek was die hoofhumoris van konferensies van ons kuier tussen dienste. Maar God het my uitgeskik en gesê, ek het 'n ernstige boodskap in jou hart gelê. Ek verwag van jou om my mense in die nuwe seisoen in te lei. En toe hierdie man vanmôre hierdie woord begin lees en sy tema gee, toe weet ek, ons is in lyn met dit waarmee God op hierdie oomblik besig is in my binnekamer en in my kantoor. En ons weet, toe vanmôre ons daai woordjie sing, everybody ought to know. Gaan jy alright? Gaan jy daar op? Toe ons sing, everybody ought to know, en elkeen woord moet weet wie Jesus is. Daardie oomblik toe jy in begin sing, ek wil dat Suid-Afrika verklaar dat Suid-Afrika weet nie wie Jesus is nie. Maar as ons geweet het wie hy is, en die opstanningskrag van hom waarin ek en jy lewe, Paulus sê, in hom beweeg ons. Ons het vlees van sy vlees geword geweet. Met ander woorde, hier staan genoeg mense vanmôre om hierdie hele vallei en Pretoria daai kant en Harties te plat met die krag van God. Ek het dit oujaarsdag gesê, ek gaan dit weer sê. Die apostelse leefwyse was evangelisasie. Hulle leefwyse was gewees, wanneer hulle gepraat het, was dit woord. Wanneer hulle gespreek het en gedemonstreer het, was dit woord. En mense het hulle gehaat of hulle lief gehad, van die twee. Want hulle met 'n krag geloop, wat die wel duisends om hulle geskit het, van afgodedienste. Julle bly nie op die grond nie. Daai twee, julle wat hier bly, as julle ervaar in die gees, kan ek vanmôre vir jou sê, ons het op hierdie oomblik 'n geveg met 'n reeks van afgodedienste, van voorvare aanbidding, van heksery, satanisme. En hy het ook 'n man hier breek en hy sê ek wil die satanistiese Bybel verbrand. Toe weet ek ons oorwinning is nader as wat ons besef. Maar ons moet eers die oorwinning in die boventrek kry, voordat ons dit buite die boventrek vat. Dis waar die oorwinning lê. Ons moet eers in 'n eenheid gestoor word. Dappere helde en dappere heldinne. Ons moet dieselfde taal praat. Ons moet dieselfde aksie kan neem. Ons moet dieselfde salwing dra. Ons moet dieselfde krag dra. Ons moet mekaar toemaak. Ons moet nie op mekaar pik op die bal aanpas wanneer daar gebreek word as die hele praat met jou. Nee, julle begin vandag by hierdie man. Praat met my. Want as ek 'n dappere held wil wees, tye het verander. En ek het dit oujaarsdag gesê, kerk sal nooit meer dieselfde wees nie. Die kerk gaan wees meer as wat dit oorspronklik was op die dag van Pinkster. Vol van krag, vol van heerlikheid. Wanneer jy in die straat afstap, dan met die heerlikheid van God, 'n atmosferiese verandering om jou bring. We are called to change the atmosphere. Wat is die tema? Een man kan 'n verskil maak. Ek gaan net by sê, een vrou kan 'n verskil maak, anders gaan my vrou sê ons los uit. Ek wil net gevra, maak so wie daar verskil? As hy by die musiek kom. Gaan jy vir julle aan probeer antwoord, wanneer sy agter die kansel staan en hy boksieklas staan? Maar jy maak het verskil. Want alles begin hier die boven te reg. En dan gaan het uit na buiten toe. Denk julle, as Christiane Lee, as sy op die verhoog op en af beweeg, sy maak het verskil. Denk julle, Pastor Wynand het 'n verskil gemaak. Denk julle, laasweek se teaching, waarvoor ek met afwagting nog wag vir die uitgeprinte gedagtes, die teaching. Denk julle, laasweek se teaching het 'n verskil gemaak. Ek draai om en sê vir Pastor Kretjie dat die woord opstaan. Jy kan as wat jy vat.
Wat? Ek was man. Apartheid is nie. Wat so wat? Hy gaan my nou die teaching gee dat ek het gebeur. Ek het eers gekom. Weet jy, maar ek moet nou Vegas. Kyk vir my. Wat nou? Dis jy hier is seer, ja. Wow, okay. Ek hou van sy kinders. Hy het nie gaan oortik nie. Hy gee dit so met sy notas, sy notas by. Ek hou daarvan. Nou kan jy die hart van God sien wat hy deur hom gepraat het. Nie. Jy sou uiteindelik 'n pilaar van Pastor JJ, sy kom al help jou. Maar nie, jy kan 'n verskil maak by die dag. My broer, jy maak 'n verskil by die dag. Jy kan 'n verskil maak. Weet nie. Jy kan 'n verskil maak in jou binnekamer vir ons. Maar die Gees van die Here is so sterk op jou. Hy moet nie voortbly. Die Gees van die Here is so sterk op jou. Kom ons pastoor, kom sal